Liewe gemeente, terwyl hulle sitplekke neem, wil ek aan julle bekend maak waaroor ek vandag met julle wil gesels. Ek wil vandag met julle gesels oor die onderwerp, onthou jy vir Goliat? Nou verskoon my Frans, maar jy moet dit so bietjie met 'n houding sê. OK, dis nie net 'n vraag nie, dis eintlik 'n bietjie van 'n uitdagende vraag. Onthou jy vir Goliat? Onthou jy vir Goliat? Ons almal ken daardie storie van Dawid en Goliat. Nou ek wil net vir julle sê, as julle ooit gedink het dit is boring om die Bybel te lees, gaan lees die Ou Testament van 1 Samuel af. Eintlik al van Rigters af. En dan gaan kyk julle bietjie wat daardie manne aangevang het. Dis 'n drama, hoor. Die dramas wat ons vandag, diepe waters kom nie naby daar nie. Binnelanders, dit kom nie naby die goed wat werklik gebeur het nie. Dit is regtig, weet jy, as jy nou nie daarvan hou nie om die Bybel te lees, ten minste gaan dit vir jou entertaining wees. Want dit boei jou, die goed wat daar gebeur het en die dinamika, en dit is regtig 'n baie kragtige storie van Dawid en Goliat. Ons ken die Sondagskoolweergawe. Die Sondagskoolweergawe is so bietjie gekalmeer. Maar as jy nou die storie gaan lees, 1 Samuel hoofstuk 17, daai hele hoofstuk, daar was baie aksie gewees in die storie. So ek gaan dit vinnig vir julle skets, en dan gaan ek uitkom by die toepassing daarvan. 1 Samuel 17 word voorafgegaan deur 1 Samuel 16, waar Samuel vir Dawid as koning gaan salf het. Dawid was nog 'n jong man gewees. Die Bybel sê, hy was 'n bietjie rooi gewees, en hy was mooi. So jy kan 'n ginger wees en mooi wees. Alright. Rooi is mooi. OK. Jong man, hy is die jongste van 8 kinders, en sy broers is saam met koning Saul, hulle is besig om oorlog te maak teen die Filistyne. Dawid se werk is om na sy pa se skape te kyk. Elke nou en dan roep sy pa hom, dan sê sy pa vir hom, hierso is 'n bietjie kos, vat die kos en vat dit na jou broers toe. En terwyl jy daar is, doen 'n bietjie ondersoek om te kyk of jou broers mooi gesond is, en kom gee vir my verslag. So elke nou en dan gaan Dawid van die weivelde af na die slagveld toe. Maar hy gaan nie om te veg nie, want hy's te jonk, hy mag nie daar gaan veg nie, en sy pa het vir hom 'n ander rol gegee om te vervul. Met die een keer wat hy toe nou gaan na die slagveld toe, om die kos te vat vir sy broers, en om te kyk of hulle gesond is, hoor hy, daar is so 'n man in die vyand se kamp, wat baie te sê het. 'n Groot man daar by die Filistyne, die reus, Goliat, 'n baie lang man, 'n baie sterk man, sy chainmail wat hy gedra het, sy pantser wat hy gedra het ongeveer 70 kilogram geweeg. Dis lekker swaar. Hy het 'n lang spies gehad, en die eysterpunt van die spies het ongeveer 7 kilogram geweeg. Hy was 'n groot ou. Hy was 'n sterk ou gewees. En saam met hom was daar 'n wapendraer wat sy skild gedra het. Die man was buitengewoon groot, so hy het 'n buitengewoon groot skild gehad, en hy het 'n mens nodig gehad om net sy skild vir hom te dra. Ek dink daai skilddraer moes ook redelik sterk gewees het om daardie groot skild te kon dra. En hulle praat so in die kamp onder mekaar, en die manne praat so, en hulle praat oor hierdie reus, hierdie Goliat, wat heeltyd die Israeliete uitdaag. Want sien, hierdie gaan toe nou al aan vir amper 40 dae, voordat Dawid daar aangekom het. Die reus kom, dan gaan staan hy daar in die dal, waar die slagveld is,
en dan daag hy die Israeliete uit. En hy spot met hulle. En hy sê vir hulle, bring een van julle ouens om teen my te kom veg, as ek wen, dan dien julle ons, en as julle wen, dan dien ons julle. En so daag hy hulle uit, en hy daag hulle uit. Maar die manne van Israel was bang gewees. Die Bybel sê nie die manne nie, hy sê eintlik die kinders van Israel. Die kinders van Israel was bang. Hulle was bang, hulle wou nie teen hierdie man gaan veg nie. Dit was te intimiderend gewees om teen hom te gaan veg. Die koning het selfs die beste reward uitgesit vir die man wat sal bereid wees om teen Goliat te veg en om te wen. Die koning het gesê, die man wat teen hom veg en wen, sy familie sal die vernaamste word in die hele Israel. Hy sal met die koning se dogter trou, en hy en sy familie sal nooit weer belasting hoef te betaal nie. Imagine dit gebeur met jou vandag, jy hoef nie meer belasting te betaal nie. Prys die Here. Ons sal die kerk nog ons mooi kan maak, as ons nie hoef belasting te betaal nie. Daar is hierdie reward wat uitgesit word, en selfs dit was nie eers goed genoeg om die mense te inspireer om te gaan veg nie. En hier kom Dawid, eintlik 'n laaitie. En hy hoor wat die beloning is, en hy hoor hoe hierdie man te kere gaan en die slagordes van Israel uitdaag, terwyl hy ook die God van Israel amper vervloek, spot, verag. En ek kan net myself indink hoe Dawid daar tussen die manne is, en hy praat met hulle, en jy hoor hierdie ou se geblaar in die agtergrond, maar die oomblik toe daai man God bespot, toe trigger dit iets binne in Dawid. En Dawid sê, wag 'n bietjie, wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die vermetelheid het, om met die God van Israel te spot? Wie dink hy is hy? Dat hy dink, hy kan teen God praat. Dat iets heilig, wakker en kwaad geword, binne in Dawid, toe hy hoor hoe daardie reus te kere gaan. Onthou, vir 40 dae lank, het daai reus, deur wat hy gesê het, en deur hoe hy lyk, het hy die manskappe geïntimideer. Hy het hulle geloof is afgekraak, hulle het bang geword, hulle het angstig geword, hulle was eintlik geneutraliseer gewees. Hulle daar gesit, hulle was beperk, hulle wou niks doen nie, want hulle was so bang vir hierdie reus wat hulle intimideer. En Dawid sê, weet jy wat, ek gaan hom vat. Ek gaan hom vat, want hoe durf hy wat onbesny is, hy wat nie eers in 'n verbond met God staan, en dat die besnydenis is baie belangrik hier. Die rede hoekom Dawid praat van die onbesnydenis, is omdat hy ook in dieselfde asem erken, maar ek is besny. Wat beteken dit dan? Dit beteken ek is in 'n verbond met God. Dawid sê, ek is in verbond met God, daai man is nie in verbond met God nie. Uit my openbaring van wie God is, weet ek, hy is die Almagtige, hy is die koning van die heelal, ek kan enige iets saam met hom aanpak, want ek is in 'n verbond met my God. Halleluja. En daai reus, maak nie saak hoe intimiderend hy is nie, maak nie saak hoe vreesaanjaend hy is nie, hy is nie in 'n verbond met God nie. Jy sien, die manskappe het die grootte van die reus vergelyk met hulle grootte, en hulle het verloor, want hy was groter. Dawid het die reus vergelyk met die grootte van sy God, en toe is die reus piep klein. Halleluja. So moet ons ook maak met ons reuse, want ons het ook reuse. Daar's ook dinge in ons lewe wat ons intimideer.
dinge wat ons bang maak, dinge wat ons laat twyfel, dinge wat ons depressief maak, dinge wat ons vryheid inperk. Daar's ook dinge wat ons voorstaan of te staan voorkom in die lewe wat groot en sterk en intimiderend is en dit voel vir ons kan nie die ding wen nie. Dit kan enige iets wees wat vir jou intimiderend is, of enige iets waarmee jy worstel en stoei. Dit kan sekere sonde in jou lewe wees, of 'n verslawing, die dood van 'n geliefde, 'n siekte, vrees vir die toekoms, finansiële uitdaging, verhoudingprobleme, 'n huwelik wat op die rotse is, maak nie saak wat dit is nie, 'n egskeiding. Dis dalk iets wat regtig voor jou staan en hierdie ding maak jou bang. Hierdie ding breek jou, hierdie ding laat jou twyfel. Sit hom net langs God en dan gaan jy sien dat daai reus nie groot is nie, want God is groter as die probleem. Amen. God is groter as die reus. Hy's groter as die uitdaging, hy's groter as die depressie, hy's groter as die siekte, hy's groter as die dood. Amen. Dalk staan die reus van die dood voor jou en jy's bang vir hom. God is groter, ons het dit gesing vandag. Christ is risen. Halleluja. Ok, ek raak nou sidetracked, kom ons kom terug by die storie. Dawid sê ek sal hom vat. Eers raas sy broer met hom en sê, wat soek jy hier? Probeer jy ons shine vang hierso? Jy moet na die diere kyk, nou kom kykie wat gaan aan hier by die oorlog. Los ons uit, ons is groter en ouer as jy, ons sal die fight. Ek wil sommer vandag vir jou sê, moet nooit dat iemand op jou neerkyk nie. God ken jou waarde. Moet ook nie vir jouself 'n sprinkaan in jou eie oë wees nie. Want jy is meer werd. Soos meer werd as mossies. Nog 'n side note. Kom ons aan terug storie toe. Dit kom by die koning uit, dat die ouetjie wil fight. Die koning roep hom, en die koning sê vir hom, ons gaan jou moet gevegsklere aantrek, want, shame, die reus is groot. Nou, trek hulle vir hom gevegsklere aan, maar die gevegsklere is te groot. Hy kan nie eers behoorlik met dit loop nie, en hy trek dit uit. Nog 'n side note op daai. Moenie volgens ander mense se pype wil dans nie. Moenie wil aantrek wat hulle vir jou gee nie, metafories gesproke. Moenie iemand anders se mold wil gaan pas nie. Wees jy wie God jou gemaak het om te wees. Want Dawid het na die slagveld toe gegaan met sy herders, in die Engels sê satchel, 'n man bag, 'n sakkie, 'n leer sakkie, met 5 klippies in wat hy opgetel het, sy slingervel en 'n stok. Want dit is waarmee hy in die veld rond beweeg het. Daar in die veld, waar hy ook 'n openbaring van die Here gekry het. Want wat sê hy vir die koning? Ek lees vir ons vanaf vers 37. Dawid sê, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. Hy het onthou, dat in die verlede het God hom gehelp teen die leeu en God het hom gehelp teen die beer. Nou sal God hom ook help teen die reus, want God is 'n getroue verbondsgod. Hoekom sal God hom nou los? Nadat hy met hom was, daar in die veld. Die storie gaan aan. En Dawid kom nader aan die reus. En daar is so 'n bietjie van 'n mondgeveg tussen die twee.
Die reus sê, hoekom verag jy my deur hiernatoe te kom met 'n stok? Is ek 'n hond? Die reus is sommer heeltemal verontwaardig. Hy wil nou 'n lekker fight hê, nou stuur hulle vir hom 'n laaitie met 'n stok en 'n slingervel. Hy soek aksie. En die reus sê vir Dawid, kom net hier dat ek jou kan doodmaak, sodat ek jou vlees kan gee vir die voëls van die hemel en vir die diere op die aarde. En Dawid sê toe vir die Filistyn in vers 45, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Stir dit jou nie ook nie? Sit dit nie iets in jou hart as 'n man so praat oor sy God nie? Vers 47. Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Baie trop. Jo, kyk hierdie man se geloof. Die Engels, die jong mense sal sê, hy het daai reus sommer stryd getune. Kom jy hier. Ek gaan jou en jou hele weermag, ons gaan julle uithaal, en julle sal deur die voëls en die diere opgeëet word, want God is die een wat vir ons veg. En tot vandag toe veg God vir Israel. Amen. Ons sien dit in die nuus. God is getrou. Wat gebeur? Dawid vat 'n klippie, sit hom in die slingervel. En hy skiet daai klippie. En hy skiet die reus tussen die oë, hier op die voorkop, dat daai klippie in sy kop inbed. En die reus val. En wat gebeur toe? Toe hardloop Dawid, hy was nie klaar nie. Hardloop hy. En hy vat daai reus se swaard en hy kap sy kop af. En hy vat sy kop. Dis wille dinge. En hy loop met daai kop rond. Ons het hom. En wat gebeur toe? Toe aktiveer iets in die kinders van Israel se harte. En daai weermag wat vasgepen was deur vrees, spring op en hulle gaan haal daai Filistyne uit. En hulle wen. Dawid loop met daai kop rond tot by die koning om hom te wys, hey, ek het die kop. Jy gaan vir my jou dogter gee, my familie gaan nie vernaamse wees en ek gaan nie belasting betaal nie. Dawid is nie 'n tipe van my en jou nie. Ons moenie die Bybel narcissisties interpreteer nie. Ek en jy is nie Dawid nie. Ek en jy is die vreesbevange manskap wat niks gedoen het terwyl die vyand ons uitgedaag het nie. Dawid is 'n tipe van Jesus. Jesus het die reus verslaan. En dit aktiveer my en jou om ons reuse te kan verslaan. Waar is Goliat? Hy lê kop af gekap. Waar is jou reuse? As kind van God moet jou nou ook val. En daai krag is nie uit jou eie uit om hom te verslaan nie, maar deur Jesus Christus. Baie van ons veg nog reus en ons wen hulle nie, want ons wil hulle uit ons eie krag uit wen. Jy gaan nie. Die geveg behoort aan die Here. Jesus wen hom. Ek is seker almal van julle, myself ingesluit, het al 'n kwaai stryd moes veg in ons lewe. Jy sit hier vandag en jy dalk al 'n groter stryd gehad as
wat jy tans deurgaan. Vandag wil ek vir jou sê, onthou vir Goliat. Onthou daai groot geveg wat jy gehad het en oorwin het deur die Here. Dit stel jou in staat om vandag sin te veg. As jy dalk tans in jou grootste geveg is, onthou vir Goliat wat Dawid oorwin het en trek die lyn na Jesus toe, wat ook jou Goliat nou vir jou sal oorwin, as jy hom vertrou om vir jou te veg. Ons het nie 'n gees van vrees ontvang nie. Amen. Ons vertrou ook nie op perde en strydwaans nie. Maar ons vertrou in die naam van die Here, ons God. Die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy sal vir jou die oorwinning gee. Sit jou geloof in hom. Vertrou op hom. En wanneer daai oorwinning gekom het, leef voluit. Moenie bly in die pyn, die vrees, die verwerping, die seer, die hartseer. Leef in oorwinning, soos wat daai manskappe gedoen het, nadat Goliat verslaan is. Amen. Die Here wil vir ons veg. En die Here wil vir ons vryheid en oorwinning gee. Die Here wil hê ons moet lewe in oorwinning. Moenie dat die reëse van die wêreld, die reëse van die verlede jou beperk vir jou lewe hier op aarde nie. Want God het hulle klaar oorwin. Waar's Goliat? Waar's Goliat? Hy lê. Sy kop is afgekap. So die Here Jesus ook. Die kop van die duiwel verbrysel aan die kruis. Amen. En daarom skryf Paulus, en daarom sing ons dit vandag. O dood, waar is jou oorwinning? Doderyk, waar is jou krag? Wat sê hulle? Krag vir die dood is die sonde. Die mag daarvan is die wet. Maar prys God wat vir ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Amen. Dan sluit hy daai hoofstuk af, 1 Korintiërs 15 vers 58, en hy sê, daarom, my broers en susters, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, want jou arbeid in die Here is nooit te vergeefs nie. Gaan leef in daardie oorwinning. Gaan leef in daardie vrede en in daardie seën. Werk vir die Here. Leef voluit. Moenie skaam wees nie. Moenie jouself inperk nie. Leef in die oorwinning wat die Here jou gee. En weet dat wanneer die geveg vir jou onmoontlik lyk, veg die Here vir jou. Vertrou in sy groot naam. Vertrou in sy grootheid en in sy vermoë. En hy sal vir jou die oorwinning gee. Amen. Mag die Here vir julle seën. Kom ons staan saam en dan gaan ek sommer as 'n afsluiting 'n seëngebed oor ons uitbid. Kom ons maak toe die oë en ontvang die seën van die Here. Geseënd sal jy wees in die stad. Geseënd sal jy wees in die veld. Geseënd is die werk van jou hande, jou eiendom en al jou geld. Geseënd sal jy wees as jy uitgaan. Geseënd sal jy wees by die huis. Net waar jy gaan, sal die Here sy genade aan jou bewys. En nou mag die liefde van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons wees, totdat hy kom. Amen.